20 Mei. Christus ons volmaakte voorbeeld in die daaglikse lewe. In liefde vir ander. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Efesiërs 5 vers 1 en 2. Om al Gods vereiste te gehoorsaam, moet u hom as dierbare kinders volg, en in liefde wandel, soos Christus ons ook liefgehad het. Liefde was die element waarin Christus geleef, gewandel en gewerk het. Hy het gekom om die wêreld in die arms van sy liefde te omhels. Ons moet Christus se voorbeeld volg, en hy moet ons patroon wees, totdat ons vir ander dieselfde liefde het as hy vir ons. Met hierdie les oor liefde, traag hy om 'n diepe indruk op ons te maak. As u hart vol selfsug was, laat Christus u met sy liefde vervul. Hy verlang dat ons hom geheel en al moet lief hê, en hy moedig ons aan. Ja, hy beveel ons om ander volgens sy voorbeeld lief te hê. Hy het liefde as die kenmerk van ons disippelskap aangestel. Dit is die maatstaf waarteen ons moet opmeet, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Hoe hoog, hoe diep, hoe breed is daardie liefde? Hierdie liefde moet nie net 'n paar gunstelinge insluit nie. Dit moet selfs die geringste en nederigste van Gods skepsels bereik. Jesus sê, vir sover julle dit gedoen het, aan een van die geringste van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Die soort liefde en meegevoel wat Jesus wil hê dat ons aan ander moet bewys, het geen sentimentele smaak wat vir die siel 'n stryk is nie. Dit is 'n liefde wat uit die hemel kom, liefde waarvan Jesus se bevelle en dade 'n voorbeeld is. Maar pleks dat ons hierdie liefde bewys, word ons al te dikwels van mekaar vervreemd. Die gevolg is vervreemding van God, 'n belemmerde Christelike lewe en 'n gebrek aan Christelike opwassing. Die liefde van Christus is 'n lewende beginsel wat harte met bande van Christelike gemeenskap saamsnoer. Elkeen wat in die hemel ingaan, sal op aarde volmaakte liefde gehad het, want in die hemel sal ons in die Verlosser en in die Verlosstes belangstel.